Hoekom praat party mans so min? Party mans sê amper niks nie. Is dit goed of sleg? Sou dit dalk beter gewees het as hulle meer sou gepraat het, soos wat ons in die algemeen sê vrouens dalk doen? Ek wil nie vat na een man in die Bybel wat in die Bybel nie 'n woord gesê het nie. En hy is nogal 'n belangrike figuur. Hy gaan nou hier in Desember weer op die verhoog verskyn, want in elke Kersopvoering is Josef daar. Maar Josef sê nie 'n woord nie. Hy staan net daar. Hy is die een wat daar is en net wys, hier is ek, terwyl Maria die belangrike rol speel. Sy het eintlik 'n pratende rol in die Kersverhaal. Sy is die een wat in die Bybel baie langer verskyn, van die begin, van die eerste tot die laaste hoofstuk van die evangelie, Matteus evangelie. Terwyl Josef eintlik net in die eerste 2 hoofstukke van die evangelie verskyn, en daarna glad nie, waarskynlik omdat hy ouer was as Maria, en dalk toe Jesus sy bediening begin het, dalk reeds oorlede was, ons weet nie. Maar Josef praat in die Bybel niks nie. Hoekom? Weet jy, Josef was 'n doener, nie 'n prater nie. En Josef was 'n baie spesiale mens en hy kan 'n baie goeie rolmodel wees vir ons, sodat ons by hom kan leer. Maar dis interessant, daar's ander eienskappe wat hom so spesiaal maak. Dis nie hierdie min praat nie. Ek moet nie alle minder praat sodat ek later soos Josef is nie, maar daar's ander dinge waarmee ek vir Josef kan navolg. Eerste een, sy gewilligheid. Hy aanvaar 'n taak wat hy nie gekies het nie. Hy hoor net in 'n droom dis wat gebeur en toe sê ja, ek is gewillig. Nou, ons is nie so nie. Ons is nogal geneig om te sê, die Here moet dan bietjie met my konsulteer, want ek wil daarom ook 'n sê in wat met my gebeur. En as die Here nie met my gekonsulteer nie en daar gebeur iets wat veeleisend is, dan kla ek, want ek wil sê, nie Josef nie. Hy is gewillig toe die Here vir hom sê, dis jou taak. Die tweede ding is, Josef se wysheid in plaas van sy wettiesheid. Weet jy, Josef kon baie wetties korrek opgetree het. Die wet sê, as iemand soos wanneer jou verloofde swanger word, dan moet jy dit ontbloot, want dit is 'n skande. Jy kan haar selfs laat stenig. Josef is nie wetties nie, hy tree met wysheid op. En natuurlik met die kennis wat hy as mens daai tyd gehad het, sê die beste ding wat ek kan doen, ek gaan saggies skei om haar nie tot skande te maak. Maar toe help die Here hom van hierdie vlak van menslike wysheid na God se wysheid, deurdat hy vir hom in 'n drooms verklaar hierdie vreemde ding van wat gebeur het, 'n swangerskap sonder dat daar 'n mens by betrokke was. En Josef tree met meer wysheid op, goddelike wysheid. Ek sien mans wat nogal baie sterk is op reëls. Nou, daar's niks verkeerd om streng te wees nie. Maar as jy wetties streng is dit skadelik. En daarom, kom ons kyk na Josef en sien, tree met wysheid op, nie net wetties nie. Daar's 'n derde eienskap van Josef, en dit is sy weldeurdagtheid. Hy was nie impulsief nie. Toe hierdie droom kom, en die droom is vreemd, kan so iets waar wees? Toe dink hy daaroor, en toe eers doen hy. En dis hierdie weldeurdagtheid
wat vir my iets is wat ek vir myself moet neem. Want ek is soms bang as mans te vinnig optree. As mense te vinnig optree, as hulle veral in emosie en veral in woede optree, dan is dit eintlik amper gewaarborg om 'n verkeerde optrede te wees. En daarom, kom ons doen soos Josef, vat tyd om te dink en die Here se wysheid te soek en dan eers te praat en te doen. En dan, daar's nog 'n eienskap van Josef, en dit is dat hy hulp aanvaar. Dit is eintlik verstommend hoe dat die Here vir hom uniek gehelp het met 4 drome wat op krisisoomblikke vir hom gehelp het. 'n Droom wat sê jy kan maar trou. 'n Droom wat sê vlug Egipte toe. Of daarna gaan maar terug. Of gaan woon in Nasaret. Dis 'n klein dorpie, maar is die regte plek. Mans wat sterk is, sukkel om hulp te aanvaar. Die Here bied sy hulp aan. In ons situasie anders. Partykeer wens ek wens ek kan daarom selfs net een ou droompie kry. Maar die Here gee vir ons baie meer as 4 drome. Hy gee vir ons 'n hele boek vol goddelike wysheid, die Bybel. Ek moet net sê, dis my hulp. Ek is nie slim genoeg sonder die Here se hulp nie. Laaste eienskap van Josef wat spesiaal is dat hy 'n doener is. Hy is nie 'n prater en een wat dink en nooit by doen uitkom nie. Maria kon nogal op hom vertrou. Hy reël vir 'n donkie. Ons weet nie eers of sy donkie gery het nie, maar ons glo so. En hy vat haar Bethlehem toe, want hy het gedoen. As jy 'n man is wat doen, is jou gesin geseënd. As jy 'n man is wat 'n doener is jou kerk sommer ryker. As jy na die Here luister, dink en dan doen, dan is ons wêreld geseënd omdat jy daar is. En dis wat Josef se eienskap was. Hy was die stil mens wat nie baie gepraat het nie, maar wat gedink het en dan gedoen het en die Here se taak uitgevoer het. Kom ons doen soos Josef. Kom ons bid saam. Hemelvader, mans het u wysheid nodig. Mans het u kalmte en u diepte nodig, want ons wat dalk liggaamlik sterk is nie sterk genoeg, en ons wat dalk baie slim kan wees, is nie slim genoeg sonder u genade en u hulp nie. Maar dankie dat u vir Josef in diens geneem het en vir hom gebruik het. Here, hier's ek, gebruik vir my sodat ek 'n doener kan wees in God se diens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hierdie is 'n boodskap sommer vir alle mans. Ek hoop jy is die rolmodel vir jou kinders, vir jou vriende, soos wat Josef eintlik vir ons 'n rolmodel was en die anker in Jesus se lewe en Maria se lewe. Al was hy nie Jesus se biologiese pa nie, was hy 'n pa vir Jesus. Seënwense.